die hele storie. Sondag is dit nog altyd 10:00 en Woensdag het ons lekker lering, moenie mis nie. Donderdag bid ons lekker saam, alles is net 10:00 en dan Vrydag sing ons weer lekker saam. Ons hardloop sommer almal, ons sing dat die spoegsbid. Julle sal ons vanmôre sommer hoor. En dan wil ek sommer net deurgee, as dit die Here se wil is. Iemand se wifi, as 'n alarm gaan nou hier af. As dit die Here se wil is, dan wil ons sommer ons radio ook aan die gang kry. Van die 1 Junie af, so ons vertrou ook die Here daarvoor. Ons vertrou nog altyd die Here vir die busie, om bietjie ons groot mense en almal aan te ry. Dat is nie nodig dat hulle so moet stap en baie mense moet ook maar ver stap. As dit so koud is, wil mense loop maar. As dit is nat, dan kan jy niemand kwaadlik neem. So, dis ons goedjies en dan tree ons ook vir Monique in daar in die Kaap, die ouens nog nie lekker nie. Ons vertrou die Here dat die Here ons sal aanraak daar. As u weet van nog iemand, daar is ook nie verjaarsdag nie. Niks. Naas het ons verjaar. Dus daar was toe niks koek en tee nie. Nou, baie geluk met jou verjaarsdag. Dus vertrou die Here nog vir baie jare. Amen. Van voorspoed saam met hom. Amen, man. Nou wil ek iets anders gesê, maar nou kan ek alweer weer onthou nie. Ai, Vader. Weet jy wat, gaan aan, lyk my hier na 50, dan loop dinge lelik skeef. So, maar toe maar, ons sal ook weer later onthou. So, maar kom ons, raak net stil, verder sal jy vir ons open. Baie dankie, Here Jesus, dat ons weer eens as 'n gemeente by die kerk kan wees, Here. Here, by die huis waar ons kos kan kom haal, Here. Here, dit is nie vleeslike kos nie, maar is geestelike kos. Here, in ons harte is oop vanmôre, Here, dat ons dit kan ontvang en opgewonde raak, soos 'n pastoor hiervoor kan opgewonde raak deur die Heilige Gees, Here, dat wat ons aanraak en elkeen van ons, Here, ons is reg daarvoor, Here. Here Jesus, en vra ons vir die siekers vandag, Here, dat ons vir hulle kan bid, Here. Elkeen wie weet wie hulle is, Here Jesus. Elkeen wat na u woord smag, Here. Wil ons net voorbid, Here Jesus, dat hulle ore kan oopgaan en die siektes kan uitraai, Here Jesus, want u het gesê, vra en jy sal kry. Here, en ons moet net glo dat ons dit sal kry en dit sal gebeur, Here Jesus. Here, ons sê vir u dankie vir alles wat u vir ons doen. En ons vra net dat u elkeen in die gemeente sal seën vandag, Here Jesus. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Ons dink sommer so, al ons mense wat ingeskakel is, is mense wat regtig baie wyd kyk. Namibië, in Duitsland weet ek, in Australië weet ek, in Turkye. Liewe Vader. Okay, almal, ons groet hulle ook. Amen, kom ons gaan staan en dan sing ons lekker saam, prys die Here man. Maak sommer lekker los. Kom ons, kom. Amper die hele gemeente staan hier. Oh my
I
God
lekker eetempie lewer. Hierdie warm kool. Spanner warm. Ek wil vir ons vanmôre daar uit Markus 4 vers 26 tot 29 wil ek vir ons lees en dan daai is maar net ons kernteksie daar Matteus 5 vers 9 wat hy sê salig is die vredemakers of so iets, ek dit nie reg. Salig, daar die saligsprekinge, salig is die vredemakers. Maar wat ek graag met ons wil deel vanmôre kom uit Markus 4 daar van vers 26 tot 29. Is gelykenis van die ou saadjie. Ek dink dis 'n redelike bekende ou stukkie ook. Ek dink ons ken hom dan seker. Maar kom ek lees hom. Dit raak ons deur mekaar. Hy sê daar so mooi, hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap, en hy staan op, nag en dag, en die saad spruit uit, en word groot, en dan die stukkie wat hy vir my so mooi sê, hoe, weet hy self nie, want van selfs bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring, in die aard, en wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Is dit nie 'n pragtige stuk vanmôre wat die Here met ons wil deel nie? Ek sit en dink so, ek weet nie of julle ook onthou, van die, wat ons altyd so 'n saadjie, 'n mieliepit of 'n watse ding, of 'n ertjiepit, of 'n boontjiepit, so in die papier, of in die toiletpapier, en hy word omtrent aandag gegee, en nat gemaak, en elke dag net so geloer, of daar so ietsie uitkom. So, dit was nogal 'n interessante ding, so jy jou eie kwekery daar in die kos is geontwikkel. Hy het net nooit boontjies of mielies gedra nie, want hy net voor hy wil mielies dra, dan gaan jou vakansie, want dit is lang na, jy terugkom, dat daar niks. Prys die Here. Ja, dit is wonderlik. Ek het so 'n stukkie gelees, wat vir my baie bygeval het, van 'n ou, wat besef het, dat sy tyd gaan verby, as besturende direkteur van 'n maatskappy. En hy het begin wonder, hoe sal hy nou 'n plan maak, om 'n nuwe ou in beheer te kry.
om 'n nuwe ou aan te stel. Want hier's 'n klomp kandidate mos nou hier voor hom, klomp moontlikhede. So, hoe sal hy maak om nou nie vir iemand aanstoot te gee nie, want almal is op dieselfde level. Jy weet mos hoe kan ons so aanstoot vat? Hy was nou weer die baas se witbroodjie gewees. Maar die ou wil aftree en hy maak 'n plan. Hy roep die hele ou klomp bymekaar en hy sê vir hulle dat hy wat sy planne is en dat hy wil aftree en dat hy 'n nuwe besturende direkteur wil aanstel. En hy sê maar ek gaan vir julle hierdie elkeen so 'n saadjie gee. En na 'n tyd gaan ek vir julle laat terugkom en dan moet julle vir my wys hoe hierdie saadjie gegroei het. Ek wil sien hoe ver is julle, hoeveel aandag het julle aan hierdie saadjie gegee en tot waar het hy gegroei. En die manne is opgewonde want ek bedoel hier was 'n hoë pos wat hier in die loop is. En elkeen vat sy saadjie en dit gaan verskriklik. Dit word nat gemaak soos in die kossies in die grond gedruk en so groei die saadjies. Maar ou James, hy kan nie verstaan dat sy saadjie wil nou nie groei nie. En hy is so mismoedig en elke keer as hy by die mense kom, sy chommies en vriende wat nou saadjies gekry het, dan hoor hy en hy sien, liewe magtig, maar die goedes groei. Almal se sade staan net so, dis net syne wat hy wil groei. En hy kan hulle nie verstaan nie en die baas laat kom hulle, hy sê, bring julle saadjies, bring julle plante, wat julle gekweek het. Ek wil sien hoe ver het julle gekom, of hoe ver het hulle gegroei. En almal bring in, ou James is die vorige aand as hy heel op sy senuwees, want daar het niks gegroei nie. Sy plant is vry. Daar is die lewe. En almal, hy sê vir sy vrou, hoorie, ek gaan of siek wees, of ek moet nou maar die panso vat dat ek weggejaag gaan word. Want ek het jy weet hoeveel aandag het ek in hierdie plant gegee, maar hier kom niks. En nou gebeur dit ook so, dat toe hulle nou daar kom, toe is die klomp, almal bring hulle plante, jy's like, hoor jy, dis verskriklik, jy kan amper die kerk toe plant. Dit lyk amper soos die paradys daar in die kantoor, soos elkeen se plante, en hier kom ook James met syne, en hy bring net die pot, daar's niks. Daar is niks, sy plante nie sy saadjie toe nog nooit geontwikkel. En almal is nou baie in hulle noppies, en hulle is opgewonde, wie gaan nou die volgende besturende direkteur wees van hierdie firma? Ek bedoel, dis mos daarom 'n posisie. En die baas roep vir James toe hy sien, maar sy potjie is leeg, daar niks. En hy vra vir James nou, hoe dan nou? Wat gaan hier aan? Hier is dan nie lewe nie. Hy sê, hy weet nie. Hy het hierdie ding water gegee. En hy het vir hom nuwe sand gegooi. Maar daar gebeur niks, daar kom eers dat daar 'n leewetjie uitkom. Hy weet nie wat hier aangegaan nie. Meneer, jy moet my maar weggaan, maak wat jy wil, want ek weet nie wat hier aangaan. En die bestuurder sê, vir die res wat daar sit, James sal die volgende besturende direkteur van hierdie firma wees. Want weet julle hoekom? Ek het al die saadjies gekook, so hulle kon nie ontwikkel nie. Hulle mag nie ontwikkel nie. Dis onmoontlik dat hulle ontwikkel nie. So James was die enigste eerlike een. Julle almal het gelieg, julle het alle saadjies geloop kry. So laat ons dan vanmôre, hierdie is 'n vreeslike mooi, wat jy saai, waar is dit dan Galasiërs, en ek dit 6:7, wat hy sê, wat jy saai, sal jy maai. So as ons eerlikheid saai, dan maai ons eerlikheid, man. Is dit nie waar? Ja, die woord van die Here daar in Korintiërs, dink ek, waar wat hy praat, van ons is in onverganklike saad. Ek en jy is van onverganklike saad. Ons saad kan nie vernietig. As ons in die Here is dit onmoontlik dat hierdie saadjie kan vernietig word. Hy sal groei. Hy sal lewe kry, man. Een of ander tyd
So die beste is as jy nou weer so 'n saaitjie daar in die vensterbank waar die son skyn, as dit vakansie raak, vat hom saam. Moenie hom los, hy gaan Vrydag. Halleluja man, so is dit kosbaar. Nou hierdie ou stukkie wat ek hier het, is vir my so wonderlik, wat die woord van die Here vir ons vanmôre praat van waar hy sê, waar hierdie boer gegaan het, en hy het hierdie ou saadjie gevat, of die sade gevat, en hy het dit gesaai. Weet, dis vir my net ironies. Die grootste wonderwerk, ek wil amper, kom ons los hier, ek en u is die grootste wonderwerk. Verstaan jy, die feit, weet ek het 'n manier, ek staan gaan kyk, na hierdie ou muurtjies wat hier loop. Kan jy dink dat daar 'n hart klop? Kan jy dink dat daar bloed pomp? Ons wat so wonderwerke soek, ons wat hierdie groot dinge, as jy net vir 'n oombliekie gaan sit en jy besef, kyk net na hierdie klein diertjies, kyk net na 'n voël wat hier vlieg, kyk net na ons as mens. Dis 'n hart wat jou aan die gang het. Dis net 'n stuk ding wat hier so staan, en hy is nog so senerig. Jy kan kyk as jy so 'n afval eet, die wat saam met my afval eet. Verstaan jy man, hy is so vol kamers en goeder. As jy hom so staan en kyk, dan dink jy, Jesusie Here, hoe kan hierdie ding 'n mens aan die gang hou? Hoe kan hy lewe bring? Verstaan jy, dis die grootste wonderwerk wat daar kan wees, is dat ek en jy loop met so 'n stuk vleis hier binnekant, en hy staan 'n klop, en hy gee vir jou lewe, en as hy geloop staan, dan is dit klaar. Dan is jou saadjie, jy's op vakansie. Dan is jy op vakansie. Prys die Here man. Dit is vir my so wonderlik om te besef, wat die woord vir ons praat van, dat die saadjie moet eers in die grond kom. Is dit nie wonderlik? Die saadjie moet eers, ons hierdie afgelope tyd praat ons van, dat ons moet sterf in onsself. Dat ons moet sterwe in ons moet altyd die beste in ander mense sien. So om te sterf. Wie ek sit te dink, kom ons gaan sit 'n bietjie, wie ons spandeer te min tyd met God man. Ons moet hierdie goed, ek gaan sit en ek sit te dink, en ek dink, Here, hoe is dit moontlik? Vat nou maar net 'n mieliepit, en jy gooi hom daar in die grond, en die volgende oomblik, dan begin daar iets, hier was nou niks gewees, hier was geen lewe gewees, en dan die volgende oomblik, dan begin groei hier iets uit, hierdie niks uit. Is dit die kosbare mense, hoe God self oopbreek, hoe hy hierdie ding oopbar, sodat daar lewe, en dis wat vir my, dis wat hierdie stukkie vir my so besonders maak, hoe groot ons God is, jy saai, jou boer saai, en die woord sê, en hy los dit, vir dag en vir nag, en hy wonder, kyk hierdie stukkie wat hy so mooi sê, hy weet nie hoe self, hy self weet nie hoe dit gebeur nie, maar iets gebeur binne of onder hierdie grond, daar in die donkerte, daar waar dit toe is. Hoor jy, so kom ek sê vir jou, dit maak nie saak hoeveel grond op daai saadjie lê nie. Dit maak nie saak, ek wil nou nie sê hoe diep nie, dan versmoor jy die ding, maar as jy hom in die regte sais geplant het, dan maak dit nie saak hoe hard hierdie kors bo op hierdie saadjie raak nie. En dit waar ons kom by die krag van 'n saadjie man. Halleluja! Maar die krag van 'n saadjie, maak nie saak, hierdie kors kan later so hard wees, maar as jy vir hom die nodige water gee, een of ander tyd sal hy daar deurbreek. Halleluja, hy sal deurbreek man, hy sal deurkom. Maak nie saak nie man, ek weet die wêreld kan hy kan bo op jou wees, maak nie saak nie. Dit kan, weet dis waar ons eintlik beweeg is na die wêreld se hardheid, die mense se ongenaakbaarheid. Dit maak nie saak nie, as God iets besonders binne in jou geplant het, dan kan die wêreld se hardheid kan aan jou niks doen nie man. Verstaan jy, want God is die een wat lewe gee. God is die een wat laat groei. Verstaan jy, ons as mens, dit maak vir ons partykeer nie sin. Dit maak vir ons nie sin. Wie ons belê en ons praat en ons verstaan jy, ons gesels met mense en dis kerkdienste en ons bid vir mense en al hierdie dinge en ons bemoedig en ons versterk en al hierdie ding. Verstaan jy, ons kan net nie verstaan
Here, hoe is dit nie moontlik dat hierdie mens nie verander nie, dat daar nie 'n verandering in hulle lewe kom nie. Verstaan jy? Ek bedoel, ons belê partykeer so baie in mense se lewens en net niks gebeur nie. Verstaan jy? Dis wat vir my so besonder. En dan raak ons partykeer mismoedig. Ja. Ek bedoel, hoeveel het mense nie dalk in jou eie lewe belê vanoggend nie. Voordat ons die Here ontmoet het, hoeveel is daar nie vir jou gebid nie? Hoeveel keer is daar nie met jou gesoek nie? Hoeveel keer het die Here nie met jou gepraat nie? Hoeveel keer het hy nie aan jou deur geklop nie? Verstaan jy? En niks gebeur nie. En vir ons as mens, jy sien, die boer het gesaai en nou los hy, want daaronder is dit duister. Ons weet nie wat daaronder kan gebeur nie. Halleluja man, prys die Here. Verstaan jy? Ek weet nie, ek kan nie sien, want as die saadjie bo lê, gaan hy nie groei nie, maar hy moet hier onder die grond kom, daar waar dit donkerte is, waar niemand sien nie. Halleluja. Daar waar niemand sien nie. Verstaan jy, ons weet nie wat in mense se harte aangaan nie. Daar in die duisterne, daar onder die grond, waar niemand sien nie, waar ons as mens, jou boer wil ook elke dag, ek glo mos man, as jy gesaai het, dan verwag jy tog dat daar iets moet gebeur. As jy iets geplant het, moet daar iets gebeur. En jy sien, dis waar die ongeduld inkom van ons as mens. Ons wil sien iets moet gebeur, en niks gebeur nie. Ja, ons is ongeduldig, en ons is ongelowig man, en ons wil vrug sien op wat ons doen. Hoeveel keer praat ons met mense, hoeveel keer preek ons, hoeveel keer praat ons met ons kinders, of met geliefdes, en niks gebeur nie, niks gebeur nie. Maar ons besef nie, dat God is besig op sy manier. God is besig. Hoeveel keer het ons nie gebid vir 'n geliefde, maar God is besig. Daar onder die duisterne, daar onder die donkerte, waar niemand sien nie, daar is God besig met 'n wonderwerk. Een van die grootste wonderwerke wat daar seker kan wees. En vanmôre is dit vir my besonder om te kan weet vanmôre, dat die Here Jesus Christus, Jesus Christus het gekom na hierdie ou wêreld toe. Want hy het gesien wat hier aangaan. Hy het die boosheid gesien, hy het die onsmaaklikheid, die verdrukking gesien, hy het die vervolging gesien. Hy het gesien hoe mense verwerp word en weggestoot word. Jesus het al hierdie dinge gesien. Hoor baie mooi vanmôre. Jesus het al hierdie dinge gesien, hoe hierdie saadjies van hom vernietig word. Want jy sien, die wêreld het begin om klippe op hierdie saadjies te krap. Daar is nie net 'n sandhoopie nie, daar is nie net 'n harde korsie nie. Die wêreld het gekom, en al hierdie, jy weet ons die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle is vreeslik vol wette en goed gewees, en jy moet net regloop of daar is moeilikheid, verstaan jy? En dis wat so kosbaar is. God sien wat in hierdie wêreld aan die gang is. Hy het dit net daai dag gesien nie, en sy seun gestuur nie. Tot vandag toe mense, tot vandag toe sien God wat in hierdie lewe aangaan. Hy sien wat hier aangaan, verstaan jy? En hy stuur sy seun Jesus Christus. Want hy sien hoe mense klippe op hierdie kosbare saad, ek en jy, is kosbare saad waarin daar belê is. Daar's iets in ons harte geplaas, iewers in die lewe. Verstaan jy, ewen ons gewete praat met ons. So daar's 'n saadjie wat binne in jou geplant is, en hierdie saadjie moet begin lewe kry. Hierdie saadjie moet vrug dra. Ek bedoel, dit wat die woord van die Here sê. Die oomblik as hy begin vrug dra, dan hy sê as hy begin oes, dan kan hy die sekel insteek. Dan kan daar iets gebeur, maar voordat daar nie 'n oes kom, kan niks gebeur nie. En die wêreld, mense en hulle dinge, mense wat nie omgee vir kinders van God nie, dit krap klippe op ons lewe. Hoe voel, baie van ons sit miskien vanmôre hierso in hierdie diens, wat dit vir jou voel, maar my hele lewe is net een groot gemors, man. Dit voel vir jou of God my vergeet het. Verstaan jy, want die wêreld het 'n klomp klippe bo op jou gekrap, en God het gesien, as hy nie gaan kom ingryp, gaan hier nie lewe kom nie.
Hier gaan nie oorwinning kom nie. Hier gaan 'n saadjie nooit kan kiem nie, opgroei nie man. Hy gaan nooit kan ontkiem nie. Hier gaan nie lewe in jou kan kom nie. God het dit raak gesien mense. En hy kom en hy stuur sy seun Jesus Christus. Is dit nie wonderlik om by elke een te gaan stil staan. By elke een stil te staan en hierdie ou klip af te rol. Weg te rol. Want dis nie veronderstel, daar moet 'n sandlaagie oor wees. Daar moet nie 'n klip in ons lewe wees nie. Is dit nie wonderlik? In baie van ons ou lewens is daar 'n hart van klip oor dinge wat in ons lewe gebeur het. Ons almal sit vanmôre, baie van ons sit vanmôre met 'n getuienis, of baie van ons sit met 'n geraamtes in die kas. Verstaan jy, mense is lief en die Satan is lief om hierdie ou geraamtes gedurig te loop uitkrap. Al jou seer van die verlede, kort word hierdie dinge voor jou gegooi. Verstaan jy? En met die tyd dan begin voel dit vir jou, Here, maar waar is U? Verstaan jy, want die wêreld sê dit ook vir jou. Mense sê dit vir jou. Jy's niks werd, jy sal nêrens kom nie. En op 'n einde van die dag as jy begin glo dat jy 'n niks is nie, dan het die Satan gesukseed man. Hy het geoorwin om 'n klip op jou hart te plaas en jy voel soos 'n niks werd. En God sien vanmôre dat hier's 'n kind van my wat vanmôre iets nodig het. Verstaan jy, daar's mense wat vir jou bid man. Ek weet nie wie vir jou bid nie, maar ek het baie bidders in my lewe gehad. Mense wat vir my ingetree het. En ek dank vanmôre God vir elke een wat vir my ingetree het. En ek dank vir God vanmôre vir elke een wat vir U intree vanmôre. Wat in jou omstandighede miskien sit jy wou lankal geontkiem het. Jy wou lankal by hierdie grond uitgedop het. Jou hartsbegeerte was ook gewees om te begin vrug dra. Want die Here sê, gaan en maak disippels. Dis ons opdrag. Ek bedoel, hoe kan ek groei, Here, as daar 'n klip bo op my gelê word? Hoe kan ek ontwikkel as mense my nie raak sien nie? Verstaan jy? Maar prys die Here. God self sien raak wat in jou lewe. En daar in die donkerte waar ander mense nie sien nie, is God besig. Daar onder die grond, daar waar almal wag, party hoop, se vertroue is dat die klip daar bly. Jy sien, revenge. Ons wil mense vernietig, ons wil mekaar doodmaak. Ons help die Satan om klippe bo op iemand se lewe te krap, sodat daar nie oorwinning en lewe moet kom nie. 'n Lewe in oorvloed in Jesus Christus. O, prys die Here. Prys die Here hierdie stukkies ding. Hy sê, ek weet self nie. Jou boer sê, ek weet self nie. Ek het geen idee nie. Hey, hoor jy vanmôre? Ek weet self nie. Ek weet nie hoe gaan God maak nie. As ons na mens kyk en ons sien wat hulle besig is, ons weet nie. Al wat ek sien, Here, as U nie ingryp nie. Verstaan jy? Mense wie ek sit baie daar op die stoep of hier in my kantoor, en dink ek, Here, en toe ek hierdie lees, toe besef ek, dis net God wat kan verander. Dis net God wat ons dorp kan verander. Want al wat ek hier sien is net hoereremoer man. Ons het 'n lewe en 'n begeerte na hierdie drek gemors. Ons het 'n begeerte daarna. Ons het geen begeerte na God nie. Ons het geen behoefte nie. Want jy sien my hart is nie by die Here. Ek wil nie onder die grond kom nie. Ek wil nie hê dat die gees van die Here daar vir my onder die grond begin ontwikkel of iets met my begin doen nie. Ek wil hier bo op die grond lê. Ek hoop maar dat die voëls kom, die Satan en hierdie saad kom wegvat voordat hy ontkiem. Ek is happy hier. Ek is tevrede hier bo op die grond. Mense, maar God sien binne in ons harte waar niemand kan sien. Een nou gaan eendag hy kry sulke borspyne in slaakse ou kry. Jy weet mos hier op 'n tyd dan kry jy so sulke ou borspyntjies en al wat 'n dingetjie is. En hy gesels met 'n ou vriend van hom. En terwyl hulle so praat die ou man of hy vertel van die ou vriend dat hy nou die borspyne gekry het en hy is op pad dokter toe. En toe hy by die dokter kom, toe gaan sit hy. En terwyl hy sit en wag, dat dit nou sy beurt is, besef hy maar, ek bekeer eintlik niks. Ek bekeer eintlik niks. Want met sy gesprek oor sy ou vriend, toe besef hy,
Ek bekeer niks nie. Ek is eintlik gesond. En die dokter het hom nou maar ondersoek en al hierdie dinge in. En na die tyd kom die dokter en hy kom sit daar 'n bietjie. Die dokter trek sy jas uit en hy kom sit net 'n bietjie by hom. Hy sê vir my, vriend, hoe gaan dit daar by die huis? Hoe gaan dit by die huis? Hoe gaan dit met die familie? En hy vra hom sommer so 'n klomp vrae uit. En die dokter sê vir hom, weet jy, daar's eintlik niks fout met jou nie. Al wat jy nodig het, is 'n bietjie tyd met jou geliefdes. Is dit nie waar nie? En hy besef toe hy by die huis kom, vat hy sy fotoalbum. Jy ken mos nog daai fotoalbums wat ons so lekker kan deurgeblaai het. En hy besef, hy gaan by die huis loop sit en hy gaan 'n bietjie deur sy fotoalbum blaai. Hy wil kyk wat gaan aan. Want die dokter het vir hom gesê, al wat jy moet doen is chill net 'n bietjie. Raak net 'n bietjie rustig in jouself. Jy word te veel rondgepluk in hierdie lewe. Verstaan jy, want God wil hierdie saadjie wil hy laat ontwikkel. Hierdie saadjie moet begin groei. Maar die saadjie sit onder soveel pressure, onder soveel druk. Daar is soveel klippe van die wêreld bo op hom, dat hierdie ou saadjie nie kan aan die groei kom nie. En hy gaan sit, en die dokter het vir hom gesê, gaan sit 'n bietjie, en dan sit en doen jy 'n bietjie nabetragting. Begin dink so 'n bietjie, man. Raak net soos ons altyd hier so sê, raak net 'n bietjie rustig. Jy's besig om die mooi in die lewe te mis. En is dit nie waar, ons mis die mooi in die lewe, deur die ou gejaagdheid, en hy blaai so deur sy album, en hy sien, heel eerste, hulle huwelik. Is dit nie kosbaar nie? En 'n mens besef nie, soos daai ou stukkie vir ons, Matteus 5 vers 9, om net 'n saadjie van vrede te plant. En hy dink by homself, Here, wanneer laas het ek en my vrou, wanneer laas het ons tyd met mekaar gemaak? Wanneer laas het ons net 'n bietjie gesit en gesels? Jy sien, want nou het hy tyd, want die dokter het vir hom gesê, die beste medisyne vir jou is, gaan sit. Ek gee vir jou 'n bietjie tyd, dat jy moet gaan sit. En ek wil vanmôre hê, dat ons moet nie net hoor nie, maar dat ons moet een ding gaan besef, gaan sit. En as jy jou album oopmaak, en jy sien die eerste bladsy, is daar die groot dag van my gewees, my huwelik. Hoe lyk ons verhouding nou? Hoeveel tyd spandeer ek aan my vrou? Hoeveel tyd spandeer ek aan my man? Hoeveel vrede? Jy sien, ons kommunikeer nie met mekaar nie, ons gesels nie met mekaar nie, ons hoor nie wat se storm in elkeen se lewe aan die gang is nie, verstaan jy? As ons kan hoor, hoe gaan dit met mekaar? Dis vir my belangrik wees om vinger of hand op die pols te hou in my huwelik, dat ek kan weet, wat gaan aan? Is my vrou nog happy? Is my man nog gelukkig? Verstaan jy daai kommunikasie? En as daar iets is, dat ek dit 'n saadjie van vrede in hom of haar lewe kan plaas. En hy bly verder. In die volgende bladsy dan sien jy mos nou begin die kinders aankom. Is dit nie wonderlik? Nou begin die gesin bietjie groter, en dan sit ek dink hierdie ou man en hierdie pa, jy wanneer laas het ek tyd met my kinders gemaak, wat ek werklik met hulle gaan sit het, en 'n bietjie gehoor het, hoe gaan dit met jou my kind? Mense, ons vat dit sommer van selfspreekend, dat dit met hulle goed gaan. Om te gaan hoor, jy sien, ons kan altyd raad gee, ons het vreeslike bydrae, jy moet so maak en jy moet so maak, maar het ons al 'n tydjie geloop sit, wat ons by God net vra, Here gee vir my wysheid, want hier is vir my 'n kosbare geskenk. Dit soos my dogter, ek het dit al hier gesê, wat eendag gesê het, vir my gebel en gesê het, pa, ek wil selfmoord pleeg, ek kan nie meer nie. Verstaan jy, wonderlik, en ek besef daardie dag, Here, wanneer laas het ek werklik met my meisiekind net 'n bietjie gaan sit en gevra, hoe gaan dit met jou? Verstaan jy, want ons aanvaar mos maar, die kinders moet weet ons is lief vir hulle. En ons is daar vir hulle. En al hierdie ding, en as ons hier op voet op al 'n bietjie oopmaak, dan sien ons, Jessie, Here, Here, ek het so baie gemis in hulle lewe. Ek het so baie gemis. Here, ek het so opgemors in hulle lewe.
En skielik kom die vyand met skuldgevoelens en al. Here, ek het verkeerde dinge belê in hulle lewe. Besy maar ek het nou tyd. Ek moet nou 'n bietjie selfondersoek gaan instel. Here, waar was ek tekort, verstaan jy? Want dis die dinge wat vir my borspyne gee. Dis die dinge wat vir my slapelose nagte gee. Dis nie die wêreld nie. Dis hierdie dinge omdat ek nie vrede in my eie lewe het nie. En nou kan ons aangaan, man. Verstaan jy, as ons nou die kinders en nou begin oumas en oupas, want hulle raak mos ook deel van die family. Verstaan jy? Wanneer laat ons met hulle stil geraak? En so kan ons met hierdie lys aangaan. Nou kom daar vriende. Verstaan jy, wonderlike vriende. Ek sit en dink sommer onwillekeurig, ek aan al my kosbare vriende in Namibië. En ek weet dat daar vriende van my is wat sy huwelike gemors is, man. Verstaan jy? Ek weet daar's mense, daar's vriende van my wat geweldige storms in hulle lewe het, man. Verstaan jy? So, in ons kan net teruggaan. Wat kan ek en jy doen? Daar die saadjie van vrede net in hulle hart gaan plaas. Wie die krag van 'n saadjie. As jy net by iemand kan gesit, verstaan want ons moet daai onderskeidingsvermoë, ons moet daar die hart van God hê, dat ek kan sien. As ek in iemand se oë kyk, dan moet ek kan sien, daar's iets vandag nie lekker nie. Verstaan jy, maar in die gejaagdheid kon ek dit nie optel nie. Maar toe dokter vir my sê, gaan sit net, jy bekeer eintlik niks nie. Gaan doen net 'n bietjie evaluering in jou eie lewe. Gaan ondersoek net 'n bietjie jou eie lewe. En dan gaan kyk 'n bietjie. Daar's niks so kosbaar. Hy sê die beste medisyne as jy by jou kind verbyloop om net so 'n squeeze te gee. Verstaan jy, en vir 'n kind om net vir ma of vir pa 'n drukkie te sê gee en te sê mamma, papa, ek waardeer jou, man. Ek waardeer vir julle. Dit wat jy weet, ek prys God. Ek het altyd 'n getuienis gegee. Hoe die tyd wat ek gedog het, maar ek en my pa se vrou, dit was nie waar nie. Ek het na die tyd dat ek besef, Here, ek het wonderlike ouers gehad. Ek het hulle net nooit gewaardeer nie, want ek is te bederf groot gemaak. Dis my probleem gewees. Van bederfheid het ek my ouers nie raak gesien nie. Verstaan jy? En vandag is hulle nie meer daar en dan besef jy, jo, Here, ek kon vir hulle net 'n drukkie gegee, want ek weet ook nie wat in hulle lewe aangegaan het. In hulle eie lewe is daar moeilike omstandighede, maar net om 'n squeeze te gee en sê, papa, baie dankie, of mamma, baie dankie vir dit wat jy in my lewe vir my doen en gedoen het. Baie dankie daar. Verstaan jy? Daar's 'n saadjie van vrede geplant. Miskien in ons gemeenskap, mense, waar jy by iemand verbystap. Iemand wat jy kan sien, man, maar in hierdie ou se lewe is vandag dinge nie lekker nie. Om net by hierdie persoon te gaan stil staan. Nou, of sommer net by hierdie persoon te gaan sit en te sê, hoe gaan dit vandag? Net 'n bietjie belangstel. Net iets moois belê. Verstaan jy? Net hierdie mens weer mens te laat voel. Dis God se lewe. Dis 'n karakter. En dis die karakter wat ek en u vanmôre moet hê. Dis daardie hart wat ek en u vanmôre moet hê. Verstaan jy? Jesus kom. En die Here Jesus kom. En wie weet, vir my so kosbaar. Jesus kom en hy kom in hierdie aarde waar hy sien net klippe bo op sy kinders, bo op sy volk. Mense, wie geen plant kan groei deur 'n klip nie. Want jy sien, sy mense, sy volk is onder so verdrukking. En ons vandag, as kinders van God, het mekaar meer as ooit in hierdie lewe nodig. Ek weet nie waar mense met hierdie ding kom van, ons is die kerk. Ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie, ek is die kerk. Nou kom ek sê vir julle vanmôre, die Satan wil vir jou uitkeer. Die Satan wil vir jou wegkeer. Ek weet nie of jy nie hier is nie. Dit gaan nie vir my daaroor nie. Al hou jy ook vandag 'n huisselletjie. Maar moet net nie alleen sit nie. Al is jy vanmôre in 'n huisgroepie, moet net nie alleen sit nie. Want die woord van die Here sê, ons is die liggaam van Christus. Ek en jy is die liggaam. Ou Tjalla is aan, Verdie is die been. Nou hoe kom ons by daardie een verby, as ons die liggaam is? Want die liggaam kan funksioneer, die liggaam kan vorentoe beweeg. So ons het mekaar nodig in hierdie tyd, om suksesvol die evangelie van Jesus Christus uit te vat.
Verstaan jy, ons het mekaar nodig. Man, maar as jy sien, iemand sak uit, om sommer net daar by hulle huis, kom ons gaan doen sommer net 'n huisbesoek. Ons weet mos die mense. Verstaan jy? Want daar dalk al 'n klip oorgerol van hartseer en bitterheid en al jou goeder. Miskien daar net daar 'n klip van iets wat gebeur het. Verstaan jy? Ons weet nie, maar vir my en vir jou om net daar te gaan omgaan en te sê, hoorie, hoe gaan dit vanmôre? Net om daardie jou saadjie van vrede. Mense, ons weet nie hoe kragtig hierdie persoon dalk kan deurbreek, net as gevolg van die saadjie wat jy in hierdie mense lewe geplant het. Hoekom sit ek en jy vanmôre hierso? Hoe is dit moontlik dat ek en jy vanmôre die Here Jesus dien? Is dit nie omdat iemand in ons lewe 'n saadjie gekom plant het, die man? En daardie saadjie, deur God se genade, verstaan jy, moenie dink dis van beter en jy beter as ander. Dis uit genade en daardie saadjie begin groei daaronder en daar lewe gekom. Halleluja man. God het vir jou lewe gegee. So iemand het 'n saadjie geplant in jou lewe. Maak nie saak nie, dis nie my en jou saak wanneer hierdie mens begin opstaan en groei nie. Jy het die saadjie van vrede geplant. God is die een wat daar in die duister, in die donkerte besig is in iemand se lewe. Hoeveel keer getuig daar die mense wat in gutters gesit het, dan getuig hulle, toe ons daar gesit het ons so uitgeroep. Dan hoor jy die hartseer van mense. Maar iemand het daar verbygekom, dan hoor jy daai mooi getuienis, maar wie eendag het hier 'n evangelis of sommer net 'n persoon verbygestap en gesê Jesus is lief vir jou. Dis genoeg gewees om hierdie saadjie te laat begin ontkiem. Iemand anders kom en hy kom sê weer, man, maar Jesus is lief vir jou. En dit begin nat gemaak word. En hier op 'n dag dan staan een van die grootste evangeliste, dan hier voor by 'n preekstoel. En hy sê, daardie dag het God ingegryp in my lewe. Miskien het ons op 'n siekbed, soos wat Christine en baie van ons, het dit op 'n siekbed of omstandighede. Prys die Here man. Prys die Here. Moenie jou verlede net wil weggooi nie. Dis daai verlede, dinge wat daar gebeur het, dat jy vandag hier kan sit en kan sê, iemand het in my lewe 'n saadjie geplant en ek prys die Here vir daai saadjie van vrede, dat ek vandag God kan verheerlik. Dis nie ware mense, kosbare dinge man. En Jesus kom. Wie die Here Jesus stel vir ons daarom 'n mooi voorbeeld Tannie Marie. Prys die Here. Hy kom en hy kom was voete. Hy kom krap klippe af. Hy krap klippe af. Wie se voete was hy? Die klomp verraaiers. Die hele klomp disippels. Hy was hulle voete. Hulle het hom almal verraai, nie net Judas Iskariot. Hulle het hom almal verraai. Maar hy weet dit. Hy weet dit. Hy weet dit gaan gebeur. Ek en jy weet. Ons weet dat daar verraaiers agter elke kind van God is. Ons weet dit man. Verstaan nie vanmôre. Kom skud jou eie ore. Daar's verraaiers, hulle gaan jou nie rug steek. Jesus weet dit. En hy maak dit vir jou bekend as verraaiers wat nie lief is vir jou nie. Omdat jy Jesus lief het. Hy weet hierdie perde gaan hom verraai, maar hy was nogtans hulle voete. Amen. Hy weet dat Petrus daar vir die diensmeisie gaan sê, ek ken hom nie. Hy weet wat Judas Iskariot gaan doen. Hy weet dat die res van die disippels sommer in die nag verdwyn. Hy weet dit. Maar jy sien, na ons Jesus verraai het, na omstandighede, dan kom die Here Jesus en hy kom krap die jou klippie af. Want ons sit mos nou met daardie hartseer, ek het God verraai. Ek het God teleurgestel. Ek het die Here Jesus teleurgestel. Miskien sit ons vanmôre hier so mense wat jy voel ek het die Here teleurgestel. Dinge in my lewe, ek het dinge gedoen wat God nie behaag nie. En ek weet miskien nie, want niemand help my, niemand sê vir my nie. Ek voel vanmôre, Here, ek het U teleurgestel. Vat my maar weg van hierdie aarde af. Een stuur vir my gister 'n boodskap. Pastoor, ek dink die beste is laat ek alwarm gif drink uit Namibië uit.
Dis vir my beter, want die draks vernietig hierdie ou maat van my. Wat 'n kragtige man van God is hy. As hy daar skoon is, my broer en my sussie, ek wil hom eendag hier, as ek weer dan ook hier, maar hy kragtig in die Here man. Maar die vyand steel en hy steel en hy steel. Verstaan jy, elke keer sy opstaan, daar's die mense, want die kerk het hom weer 'n apostel gemaak, 'n profete. Wie ek wil sommer daai ou pastoor wat dit doen, wil ek ontdoof. Amen. Niks werk goed. Hoe kan jy iemand wat so jonk by die Here is, nou apostel? Ag asseblief man, wat se wysheid het ons? Nee, daar's niks. Ja. Jy is so dom soos grond. En nou voel hierdie arme mens, hy val, staan op, val. Wie het vir 2 jaar kragtig die Here gedien. Kragtig, want hy het getuig en die vuur het geval. Want hy was daar by die reek gewees. En hierdie man het opgestaan en sê, evangelis man. Kragtig in die Here. En vandag is dit up and downs. Dat hy vir my gister wil sê, hy het die ding gedelete, hy het gedink ek het dit nie gelees. Seker spyt gevoel dat hy dit gesê het. Ek wil eerder alwarm gif drink. Ek het vir hom gelaat weet, God het in jou lewe 'n saadjie geplant. Amen. Gee hierdie saadjie kans man. God het in jou lewe ingegryp. Hy het hierdie klip weggerol van jou pad af, om te verhoed dat hierdie 'n kragtige boom word. En die saad in nie my broer, so sê hy nie. Verstaan jy, so 'n kragtige boom te word. 'n kragtige boom te word, man. Wat vrugte dra, man. Vrugte dra in die Here. Maar die vyand beroof en hy steel, man. Hy beroof, man. Dat jy op 'n punt moet kom, ek wil alwaar gif drink. Nee, man, daar's nie 'n manier. Want God het iets besonders en dit wat hy begin het, sal hy klaarmaak in jou lewe. Maak jy saak, man. Daar kan baie mense verraai. Baie mense kan, maak jy saak, jy het iets besonders, man. Wie as ek so deur sit te kyk, dan besef ek ook elkeen van hom, Jelle daar met haar printer, hoe kosbaar, man. Wat 'n geleentheid. Mense kom daar wat jy by my kom. Hoe verder, so kan ons ingaan. Mense kom by jou wat jy by my. Plant daai saadjie, man. Plant daai saad. Dis nie jou werk om hom te laat groei nie. Moet in geloof los ons, laat die Here sy werk doen. Jy het gedoen wat jy moes gedoen het. Hier kom 'n oorspellige vrou by hom. En die wet sê maak haar dood. Verstaan jy? Haar lewe is een groot gemors. En besef jy, 'n vrou wat losbandig gelewe het in deur die jare, ewen vandag, hoe sien ons in hierdie mens? Net 'n prostituut, net woorde, net houe, net klippe. Is dit nie waar nie? Ek vat dit maar as 'n voorbeeld. En die Here Jesus kom en hy kom rol hierdie klip af van hierdie vrou. Want verstaan jy, is dit nie mooi nie. God kom rol hierdie klip af en hy begin skryf en niemand weet wat hy geskryf het nie. Maar een ding toe hy weer opkyk, toe's daar geen mens rondom hom nie. En hy sê ek het jou ook vergewe. Die klip is afgerol van hierdie vrou se lewe. Wat in jou lewe? Hoe lyk jou getuienis vanmôre? Het die vyand dit reg gekry om weer 'n klip op jou lewe te rol? Op jou saadjie te rol? Probeer hy jou weer vernietig? Ons gaan dit nie toelaat nie, my boetie en my sus. Amen. Ou skelmbelastinggaarder, ou Saggeus hulle bloer van 'n afstand af. En jy nou al, hulle praat maar van die kortmannetjie syndroom. Verder, jy lei seker nie daaraan nie. Ek sit te dink onwillekeurig. Hoe hierdie arme man moes gevoel het dat hy in 'n boom sit. En almal sê hom sleg, want hy's reg, hulle is reg. Hy steel hulle geld. Hy groter belasting is wat moet. Verstaan jy, hy's 'n skelm, hulle is reg, die wêreld is reg. Hulle is nie verkeerd nie. Maar jy sien, daar onder die grond,
Daar onder die grond waar ek en jy nie sien nie. Waar net die Heilige Gees van God sien. Verstaan jy? Ons sien hierdie skelmbelasting invordering. Ons sien hierdie mens wat net wil steel. Ons sien hierdie berower van mense. Ons sien hierdie, maar jy sien, hy dink nog, ek wil volgende Sondag uitbrei op hierdie een. Hy dink nog, hy sien vir Jesus, toe sien Jesus honger. Is dit die kosbare mense? En die Here Jesus kom en hy rol hierdie klip af en sy Gees sê vir hom, Here, vandag eet U by my. Jesus sê, kom eet by my. Hy sê, U is meer as welkom. Iemand het baie dieper gesien, hoe ver nie, as wat die mense. Here, U is meer as welkom. U kom eet by my vandag. Here, maar U net eet, ek gaan die helfte van my goeders vir die armes gee. Kyk net hierdie change. Ja, amen. 'n hartsverandering. Skielik raak dit nie evangelis. Skielik word dit 'n prediker. Skielik is dit iemand wat nie meer soekend nie. Hy het Jesus gevind. Al daai te boom uit kyk Jesus op. Hy sê, ek sien jou daar sit. Moenie worry nie. Ek sê, ek wil vandag saam met jou eet. Ek wil by jou kom kuier. Here, is dit moontlik by my? Ja, ou en die Here wil met ons kuier, man. Die Here wil met ons sit, man. Hy wil met ons gesels, man. Hy wil tyd maak met ons. Dis God se hart, man. Dis sy kinders, man. Ek bedoel, ons is nie vreemdelinge nie. Ons is nou kinders van die Here. Halleluja. Dis wie ons is. Prys God daarvoor. Jesus kom rol hierdie klippe weg. En dan mense, seker die mooiste. Ewen in sy eie lewe. Jesus kom rol hy die klip weg. Die grootste klip. Hy rol nie net die mense klip weg, maar ook sy eie klip voor sy graf. En die mooiste blom kom uit die graf uit tevoorskyn. Jesus. En tot vandag toe skyn hierdie blom nog altyd. Hy rol self hierdie klip weg, sodat daar vir my en vir jou lewe kan wees. Sodat daar vir ons vergifnis kan wees. En skielik kom daar lewe uit die graf uit. En omdat daar lewe uit die graf uit gekom het, is dit vir my en vir jou moontlik om uit ons doodsheid op te staan en te sê, Here, ek smag. Ek smag. Ek het deur hierdie albumpie geblaai en heel laaste, toe sien ek my foto. Heel laaste, op die heel laaste bladsy van die album, toe sien ek, hier sit ek. En ek het net soveel vrede nodig. Ek het net soveel aandag nodig vandag, Here. Ek het ook nodig dat iemand vanmôre in my lewe 'n saadjie moet kom plant. Iemand moet in my lewe 'n saadjie kom plant. Ek het 'n honger en 'n begeerte na U. Want ek weet, as Jesus vanmôre 'n saadjie in my lewe kom plant en verder, dan sal hy altyd blom. En hy sal nooit op my groei nie. Want soos ons laas Sondag gesê het, hierdie boom is by die water van lewende strome van lewende water geplant, man. En die grond is benat. O, halleluja. Alles van daar diep in die donkerte. Hoeveel van ons het dan nie gesê, daar vir jou geen hoop. Jy's te sleg. Jy's te sleg. Ek is een van daai, o halleluja. Ek weet, ek is so die Here dankbaar dat hulle dit gesê het. Want God kan hulle verkeerd bewys. En hy het hulle verkeerd bewys. As momente, die Here bewys mense verkeerd. Wat vir jou sê jy's te sleg, daar's vir jou nie hoop nie. God bewys hulle verkeerd. Hieronder. Daar in die duister. Daar waar hierdie boer uitroep, ek weet nie hoe groei hierdie plantjie. Hey, Abawi, kosbaar. Daar loop die dinge. Daar gebeur iets. Ek bid vandag vir elkeen van ons mense wat daar buitekant op kyk. Moenie nog preke nie. Nee, die oes. Daar moet 'n oes kom. Die Here wil die seker. Wie hoe lekker is, ek sluit af, wie hoe lekker is dit mense, om eendag as jy so in jou diens van die Here stap, en so terugkyk, en jy sien die vrug van 'n saadjie wat jy geplant het, wat God jou gebruik het,
om 'n saadjie in iemand se lewe te plant. En jy sien hoe staan hierdie evangeliste op. Predikers, oor 'n saadjie wat jy geplant het. God het jou gebruik. Dis wat ons moet doen. Ja, ons is by mekaar kom, wat sê die woord van die Here? En die disippels het 2 uitgegaan. En hulle het brood gebreek. Hulle het brood gebreek. En mense, wie daar is my so lekker. As ek by iemand kan kom en gaan sit, en ek breek brood, die woord, dis die brood. Ek breek met jou brood, en ek sien, hier kom 'n honger hart, 'n begeerte, 'n hart wat soek. Jy kry mos daarin wat vreeslik slim is. Hy antwoord jou voordat jy nog iets gesê het. Hy wil jou oorweldig met sy kennis. Maar 'n hongerhart is 'n stil hart. 'n Hongerhart soek en hy begeer. Die woord sê so mooi, mense, die woord is so mooi, soek my, totdat julle my vind. Soek my, moenie ophou, soek. Want die wat my soek, sal my vind. Amen. Kom ons sluit ons. Vader, ons verheerlik U naam vanmôre. Dit wat ons vanmôre gepraat het, Here, daar in die donkerte, waar niemand kan sien nie, my God. Waar net U besig is. Waar net U verandering kan bring. Here, as daar vanmôre, ek tel in my gees op, my God, hier vanoggend 'n saadjie geplant. Ek weet ten minste in een se lewe. Wat ek weet. U mag vanmôre in baie meer se harte 'n saadjie geplant het van vrede. 'n saadjie van hoop. 'n saadjie van liefde en omgee. Ek bid dit vanmôre, my God. Ek weet nie hoe lyk dit daar buite nie. Mense wat ingeskakel is, ek weet nie hoe hulle lewens lyk. Elkeen van ons het maar 'n ding wat worstel partykeer, want die vyand is besig. Maar hierdie saadjie van vrede wat in ons harte is, Here. Dit maak dat ons kan opstaan. Dit maak dat ons môre weer kan aanpak, Here. Hierdie kosbare saadjie wat se naam Jesus Christus, want dis net U wat ware vrede is, Here. Dis net U wat hierdie kalmte in ons hart kan bring, my God. Here, ons weet nie hoe lyk dit by ons kinders nie. Ons weet nie hoe lyk dit by ons ouers nie. Ons weet nie hoe lyk dit by ons vriende nie, Here. Ons weet nie hoe lyk dit by ander mense nie, by ons geliefdes nie. Ons weet nie, Here. Ons weet nie hoe lyk dit by ons kollegas wat saam met ons werk miskien, Here. Ons weet nie, Here. Maar U weet vanmôre, Here. U weet alles. Maar dat ons vanmôre sal tyd maak solank as wat nog kans het, Here. Miskien lê daar ook 'n ou stuk klip op hulle harte vanmôre, Here. En hulle weet nie om hierdie klip te verwyder nie. Want die klip het al gegroei en is besig om al 'n rots in ons lewe te vorm, Here. Maar in een oomblik van liefde en vrede en vreugde daardie van Jesus Christus kan hier ook hierdie rots weggevat word, Here. Want hier gaan 'n kragtige boom opstaan. En ek bid vir U, Here, vir kragtige bome in ons gemeente, Here, wat standvastig is in die geloof, Here, wat nie sal struikel in die winde en die weer en die storms van die waters van die lewe nie, Here, maar standvastig sal staan in Jesus Christus. As daar iemand in ons gedagte vanmôre opkom, wat U in ons harte lê, dat dit sal so vinnig as moontlik by daardie persoon uitkom. Mens weet nooit, Here, of vandag die laaste dag is. Ons weet nie. Here, hoe kort hoor ons nie, my God, daardie persoon is nie meer met ons nie. En as jy so spyt, ek het net laasweek verby hom gery. En die Here het op my hart gelê, gaan besoek gou. So ons maak vandag tyd. Al is dit net 'n oproep om te bel en te sê, my boetie, my sussie, hoe gaan dit? Mamma, papa, hoe gaan dit? My kind, hoe gaan dit? Die wêreld is wreed, Here. Maar die vrede van God is in ons. En ons moet dit uitgee, Here. Ons moet dit uitleef. Ons moet vir mense bemoedig en versterk.
Ek eer U daarvoor. In Jesus naam, amen. U kan net so sit. Barbie gaan vir ons 'n lekker liedjie speel. En dan wil ek hê ons moet ons oë so toemaak, dis Onse Vader. Daar sit 'n dingetjie sommer net so 'n bietjie. Gee 'n bietjie jou gedagtes 'n bietjie ruimte. En dan dink jy, Here, by wie moet ek vandag? Of iewers waar ek kans kry, net 'n oombliekie gaan stil raak. En as ons klaar die liedjie, dan gaan Colin vir ons afsluit. En Colin gaan hard praat soos wat hy altyd vir Mikaela roep. Kom staan hier met pastoor. Kom ons sluit ons oë. Sien ons almal se lippe elke liewe dag, Here. Net ons daar buite sê, ons die Here is hier by ons. En hulle gaan die hele sien, Here. Soos die mense daar buite is, Here, sien vir hulle ook, Here. Nie huis nie, sien te hulle, net hulle huis sê, Here. Here, sien vir ons almal, Here. Laat ons almal hier wees, Here. En elke liewe dag, Here. En Here, dankie vandag, Here. Vandag was baie lekker, Here. En Here, so dit die dag soos altyd wees. Laat dit elke liewe dag lekker wees, Here. Baie dankie vir die dag, Here. Baie, baie, baie dankie, Here. En Here, seën vir ons almal, Here. Amen. Amen. Daar's lekker Colin het sommer gebid vir die lekker koffie en Nescafé. Amen, jy is welkom om lekker koffie te kan drink.